Gemeente, ons skriflesing is vanmôre uit Johannes hoofstuk 4. Johannes hoofstuk 4. Ons gaan lees van vers 1 tot 26. Ons kyk 'n bietjie na mense wat 'n ontmoeting met die Here gehad het. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Almagtige God en hemelse Vader, dankie dat ons ook weer eens vanmôre in hierdie erediens bymekaar kan kom. Ons dink ook aan die vroeë kerk wat op die eerste dag van die week, die opstanding Sondag, ook gereeld bymekaar gekom het om ook daardeur te bely dat Jesus is gekruisig, maar hy het weer opgestaan. Dat ook ons vandag en ook hierdie gemeente getuienis is van daardie opstanding en van daardie opstandingslewe. En ons dank U, Here, dat ons U kan ken, dat U die Almagtige is. Ja, Here, as ons die hemele aanskou, die werk van U hande, dan kan ons net maar uitroep, Here, hoe groot is U? Dan kan ons maar net soos Psalm 8 ook sê, wie is die mens dat U aan hom dink en die mensekind dat U hom besoek, het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon, maar tog het U hom aangestel, Here, om te heers oor U werke. En dat U ook vir ons daartoe roep, Here, in die week U vir ons ook 'n werk gee en dat ons ook besig kan wees om hierdie skepping van U te bestuur. En ons dank U, Here, dat U op soveel gebiede ook voorsien en die reën wat geval het. Die uitkoms wat U op baie gebiede gebring het. En ons vra, Here, dat ook daar die seën ook in ons eie lewe vrugte sal dra tot eer van U naam. Ons ook bid vir die wêreld, ons bid vir ons land. Ons bid, Here, dat U ook op 'n besondere manier U koninkryk sal laat kom. Want op die ou einde is dit waaroor dit gaan, U koninkryk in die harte van mense. En dat ons ook maar net met verwagting kan uitsien na die wederkoms, wanneer U weer gaan kom op die wolke in heerlikheid en in krag. En dat ons ook met daardie lewende hoop kan lewe. En as ons vanmôre dan U woord oopmaak, Here, is dit ons gebed dat U met ons sal praat, dat ons maar net kan bely. Uit onsself het ons nie die vermoë om te verstaan of te reageer nie. Want ons weet die letter maak dood, maar die Gees bring lewe. En ons vra dat die Gees in ons midde sal werk. In Jesus naam. Amen. Johannes 4 vanaf vers 1. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. En toe Jesus dit verneem het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob en sy seun Josef aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal. En Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disipel was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het daar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eers 'n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy lewende water vandaan kry? Jy is tog nie meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord daar, elkeen wat hierdie water drink, van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie.
Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry nie, en hier hoef toe kom water haal nie. Hy sê vir haar, gaan roep jou man, en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg, wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie, jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid. Want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Tot sover die woord van die Here. Gemeente, ons het die laaste paar weke gekyk na mense wat 'n ontmoeting met Jesus gehad het. Matteus, die tollenaar, die skrywer van die Matteus Evangelie. Ons het gesien Saggeus, die hoof van die tollenaars, hoe die Here hom geroep het, by hom tuis gegaan het. En ons het laas Sondag ook gesien Nikodemus, hoe die Here vir hom, hierdie geleerde man, gesê het, hy moet weergebore word. En met elkeen het die Here 'n verskillende aanpak gehad, op verskillende maniere met hierdie mense gepraat, en dit wys ons dat die Here nie met elke mens presies dieselfde werk nie. Daar is dieselfde beginsels. En in hierdie verhaal sien ons Jesus se kontak en sy verlossende werk in die lewe van die Samaritaanse vrou. Nou ons sien dat daar in die bediening van Jesus was daar op hierdie stadium 'n bietjie dinge wat geroer het, bietjie onrus veroorsaak het, want die nuus oor Jesus se groeiende gewildheid het die Fariseërs bereik, en hulle het gehoor dat hy meer disippels gemaak het as wat Johannes die Doper gemaak het. En op hierdie stadium van Jesus se bediening wou hy konflik vermy, en toe het hy Judea verlaat om weer na Galilea toe te gaan. En op sy terugkeer na Galilea toe moes hy deur Samaria beweeg. Dit was egter nie geografies noodsaaklik vir hom, en hy is daartoe gedwing nie, al was dit die mees direkte roete. Die pad deur Samaria was korter as die kuspad of die pad aan die ooste kant van die Jordaan. En daarom het sommige Jode wel daarlangs gereis, veral tydens belangrike godsdienstige feeste. Maar daar was so groot minagting vir die Samaritane gewees, dat die strenger Jode het dit ten alle koste vermy om deur Samaria te reis. So hulle sou eerder 'n ompad vat, as om deur Samaria te gaan. En Jesus kon ook miskien 'n ander maklike roete gekies het, maar hier staan, hy moes deur Samaria gaan. Want daar, en dis 'n belangrike woord wat Johannes hier gebruik, hy moes daardeur gaan. Want hy het 'n goddelike afspraak met iemand in Samaria gehad, en daarom het hy daardie pad gevat. Noordwaarts gereis na Galilea, en Jesus het daar by die stad gekom met die naam Sigar. Nou Sigar
was in daardie distrik van Samaria. En dit was naby die grond wat Jakob aan Josef gegee het. Later jare sou Josef daar begrawe word. En dit was 'n bekende plek, 'n belangrike plek vir beide die Jode en die Samaritane. En Jesus het daar gaan sit en dit is goed gedokumenteer wat daar die put was omtrent 800 meter suid van die dorpie Sigar. En Jesus, omdat hy moeg was, hy daar gaan sit omtrent 12 uur die middag om te rus. En volgens God se plan, op die regte plek, op die regte tyd. Hy was besig met 'n goddelike afspraak. En so is elke ontmoeting wat die Here ook met ons het. Op die regte tyd, op die regte oomblik, op die regte plek. En daardie middag toe Jesus dan moeg en dors was van die lang reis, het hy daar gekom en by die put gesit en dit het gelyk sy disippels het toe gegaan om te gaan kos koop. En daar was 'n Samaritaanse vrou, wat toe uit die dorpie uitgekom het om daar te kom water skep. Nou dit was vreemd, want die gebruik was om eerder laat in die middag in die koelte van die aand hierdie taak te verrig. Ons sien dit ook in Genesis 24 vers 11. Maar hierdie vrou kom in die middel van die dag, 12 uur die middag, om hierdie water te kom skep, buitengewoon. Miskien was dit om die openbare skande te vermy. Dit was ongewoon, dit was 'n lang afstand, daar was ander putte en waterbronne nader aan die dorpie. Maar sy was, soos ons later sal sien, 'n verstoteling gewees. Sy het liewer die ekstra afstand afgelê op die warmste deel van die dag, om miskien die vyandigheid en die minagting van die ander vroue by die put te trotseer. En die Here rig 'n eenvoudige versoek tot haar. Gee vir my water om te drink. En dit was 'n kultuurskok gewees vir daardie vrou. Want Jesus was hier besig om 'n sosiale norm te breek. Mans het nie in die openbaar met vroue gepraat nie. En miskien die mees betekenisvolle aspek in hierdie situasie was dat Jode geen kontak met Samaritane gehad het. En Jesus oorskry al hierdie grense. Die opmerking dat die disippels stad toe gegaan het om kos te gaan koop, teken Jesus het alleen agtergebly, maar dat hy nog 'n taboe van die Jode sou breek, want hulle het geglo die kos wat deur die Samaritane voorberei was onrein. En dat jy dit nie eet nie. Maar Jesus en sy disippels sou. Nou die Samaritaanse vrou was net so verstom oor hierdie gebeure, dat Jesus met haar praat. En sy vra dit, vers 9. Hoe is dit dat u wat 'n Jood is, vir my 'n Samaritaanse vrou vra om water te drink? Was nie kultureel toelaatbaar nie. En veral ook nie van 'n rabbi om met enige vrou te praat nie. Veral hierdie een wat 'n immoreel uitgeworpene was. Staan ook dat Jesus sou 'n waterkruik gebruik. En Johannes sê ook dat die Jode en die Samaritane het geen omgang met mekaar nie. En dat hy daardeur bedoel met hierdie woord omgang, hulle gebruik nie dieselfde gereedskap nie. Daarom om haar waterkruik te gebruik, sou ongekend wees in daardie tyd. Hierdie bitter vyandigheid tussen die Jode en die Samaritane het eeue lank voorgeduur. Nadat hulle op 'n keer verhinder was om in Jerusalem te aanbid, het hulle eie tempel gaan oprig op die berg Gerizim, 400 jaar voor Christus. Die Jode het later in die intertestamentêre tydperk, die 400 jaar voor die geboorte van Christus, het hulle daardie tempel vernietig. En dit het net verdere vyandigheid tussen hierdie twee groepe verdiep. Die wantroue tussen hulle was groot.
In die reaksie op die vrou se vraag, antwoord Jesus in vers 10, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie dit is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra dat hy vir jou lewende water gee. Jesus ruil die rolle om. In die begin was dit hy wat dors was. En nou praat hy asof sy die een is wat dors is. En die vrou se antwoord weerspieël haar verwarring, want sy dink nog steeds aan die fisiese water, want sy vra in vers 11, Here, u het niks om mee te skep nie. Waar kry u dan hierdie lewende water vandaan? Dat hierdie vers eintlik openbaar hierdie vrou se beperkte insig. Sy dink net op 'n fisiese vlak. En dat dit eintlik weerspieël van hoe baie van ons so dikwels dink, ons kan nie geestelike waarhede begryp nie, want ons dink net in aardse en wêreldse terme. Water is baie kosbaar. Ons kan nie daar sonder nie, op fisiese gebied. Drinkwater, reënwater. Daar's geen oeste as daar nie reën is nie. En dit is ongelukkig al waaraan baie mense dink, soos hierdie vrou, net aan die put se water. Nie verder as dit nie, hoe belangrik die drinkwater en die reënwater ook al is, daar is by die mens 'n groter en 'n dieper nood. Maar baie mense hak net daar vas. As ek water het, drinkwater, die basiese in die lewe, of as dit genoeg reën, dan is ek tevrede. Verder wil ek niks met God te doen hê nie. Hy moet net sorg dat daar op die regte tyd vir my reën kom, sodat ek 'n voorspoedige lewe kan hê. Dus hierdie vrou was tevrede met die put, by die water, die fisiese behoefte word vervul, maar sy het vergeet, daar's 'n dieper geestelike nood in die mens se hart. En as die Ou Testament hierdie term gebruik van water en lewende water, dan praat hy van geestelike reiniging, van nuwe lewe, die verlossende krag van die werking van die Heilige Gees. Jeremia 2 vers 13 sê, en hy verduidelik dit, en hy praat oor Israel, wat die Here verlaat het. Wat met die ander volke vermeng, hulle die afgode begin dien, hulle rug op die Here begin keer. Dan staan daar, want my volk het 2 dinge verkeerd gedoen. Vir my die fontein van lewende water het hulle verlaat en vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Die Here vir sy volk sê, maar, en hy gebruik die beeld van water, julle het my die fontein van lewende water, het julle verlaat. Julle het vir julle self reënbakke uitgekap, gebarste reënbakke, dit hou nie water nie. Die Here met sy volk praat oor hulle geestelike afvalligheid, die eerste sonde wat die Here aanspreek, my die fontein van lewende water, die enigste bron van ware lewe, van vervulling van seën, het julle verwerp. En is dit nie so in baie mense se lewens nie? Hulle het nie meer tyd vir God nie. Hulle het nie meer tyd vir sy woord nie. Hulle het nie meer tyd om oor hom te dink nie. Hulle dink die ander dinge waarmee hulle besig is, sal hulle lewe vervul en hulle keer hulle rug op God en die Here sê vir Israel, julle het dit gedoen en julle het die bron van lewe verlaat en verwerp. Die tweede sonde, hulle het hulle reënbakke uitgekap. Hulle het alternatiewe bronne van vervulling gesoek. En dit was nutteloos. Soos jy self weet, 'n gebarste reënbak. Hy kan nie water hou nie. Hulle afgode, hulle menslike wysheid, hulle bondgenootskap met ander nasies wat geen ware redding vir hulle bied nie. Hulle het hulle daartoe gewend. Jeremia sê later in Jeremia 17 van 13, o Here,
verwagting van Israel, almal wat u verlaat, sal beskaamd staan. Wie van u afwyk sal op die aarde geskryf word, want hulle die Here, die fontein van lewende water, verlaat. U wat ook in hierdie gebied weet, hoe belangrik water is. Jy kan nie daar sonder. En in Israel, daar in die woestyn, waar water ook skaars was, het hierdie mense geweet, ons kan nie sonder dit nie. En daarom dikwels die vergelyking, soos Psalm 36 vers 9, Here, u is die fontein van lewe. Jesaja 55 vers 1 sê so mooi, die uitnodiging ook almal wat dors het, kom na die waters en kom drink. 'n Mooi tema sien die mens later in Johannes 7. Pragtige simbool ook by een van die feeste van Israel. En wat Jesus op die laaste dag van daardie fees opstaan en uitroep, kratso in Grieks, wat hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, en in my, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Die vrou se vraag, vers 12, u is tog nie groter as ons Vader nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seuns en sy vee. Sy sê selfs die aardsvader Jakob, wat ons so baie van dink, en so hoog ag, selfs hy kan dit nie doen nie. En Jesus antwoord daar skeptiese vraag, hy sê, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Dis logies. Ons moet gereeld water drink. Want ons word gedurig dors. Maar Jesus praat van 'n geestelike waarheid. Ons kan drink van die dinge van die wêreld. Jy kan besig wees met die verganklike dinge waarna jy soek, maar jy gaan altyd dors bly. Jy soek na sekere prestasies en die mense het al so gehoor van baie, selfs atlete oor die wêreld heen het ek van gelees, dat hulle sê in hulle lewe het hulle gesê, ek gaan soek, ek wil net hierdie prestasie in my lewe bereik, en die dag as hy dit bereik het, dan sê hy, maar ek is leeg nog steeds. Jy kan al hierdie dinge najaag, selfs godsdienstige rituele, en dink dit bevredig, maar die diep dors van die siel bly steeds daar. Ons lees so mooi van Prediker, die wyse Salomo, die man wat alles gehad het, gerus gaan lees ook van sy lewe, wat hy gebou het, is ongelooflik. Die diere wat hy besit het, die kamele, die skape, die beeste, is amper ondenkbaar, die geboue wat hy opgerig het, die argitektuur. Kom hy op die ou einde, Prediker 1 vers 2 sê, alles is te vergeefs. Sonder God, wat hy bedoel. En Jesus sê, maar die water, wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry. Dat Jesus hier kontrasteer die gewone water met die lewende water. Sê vers 14, maar die water wat ek hom sal gee, sal word in hom 'n fontein van water. Nie net ontvang die gelowige lewende water nie, maar dit word 'n fontein. En hoe is 'n mens nie bly as jy 'n fontein het nie? As ek by boere al op sekere plase hier in die land, en as hulle 'n fontein het. Wat 'n seën! 'n voortdurende bron van water in droogtetye en reëntye, dis 'n konstante vloei, geen tekort aan water nie. Jesaja 58 vers 11 sê, waar God sê, en jy sal wees soos 'n tuin, wat goed besproei is, en soos 'n fontein van water, waarvan die water nooit teleurstel nie. Dit spring op, sê Jesus, tot in die ewige lewe. Dit begin hier op aarde, dit het geen einde nie. Dit is sy totale vervulling in die ewigheid. Vers 15 sê die vrou,
Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Dat hier miskien 'n moment is in hierdie vrou se lewe, wat sy tot insig kom, wat wys op die geestelike honger in haar hart. Here, ek soek hierdie water. Dit waarvan U nou praat, dit soek ek. Nou hierdie vrou, soos enige mens, moet twee waarhede verstaan. Voordat jy die lewende water kan drink, die eerste is die realiteit van jou sonde, en die tweede is die identiteit van Jesus as die verlosser. En sonder daai twee dinge kan jy nie hierdie water drink nie. En daarom sê Jesus vir haar, vers 16, gaan roep jou man en kom hierheen. Jesus vra haar om haar man te, dis nie eintlik die saak waaroor dit gaan nie, maar hy vra die vraag. Want deur hierdie vraag wou hy vir haar wys op haar diepste geestelike nood. Hy wou dit aan die lig bring. Haar behoefte is nie aan hierdie fontein van water, dit is tydelik, maar sy het 'n dieper geestelike behoefte en hy wil haar lei om te erken dat daar iets in haar lewe is wat nie reg is nie. Hy sê jy het 5 mans gehad. Die een wat jy nou het is nie jou man nie. Dat Jesus hierdeur eintlik op 'n bonatuurlike manier deur sy kennis van haar lewe vir haar tot die skokkende besef bring en sy besef nou hy ken my lewe. Haar groot lewensgeheimenisse en die goed wat verborge was, die bring hy aan die lig. Hy is die alwetende. Hy weet alles van ons lewens, selfs die dinge wat ons wegsteek wat verborge is. Hy sien dit, hy weet daarvan. En dat Jesus aan haar wil illustreer haar gebrokenheid, haar nood. En hoe min wil die wêreld dit erken. In die debatte in die wêreld, in die gesprekke in die wêreld wat in die gang is, nooit sal die mens tot die diepste erkenning kom, sy probleem is sy sonde nie. Die probleem word dikwels in ander mense gesoek en gebeure van die verlede of wat ook al, maar nie in my sonde nie. En Jesus wou hierdie vrou bewus daarvan maak, voor jy die lewende water sal kry, moet jy begin by jou sonde. Die vraag is ons bereid om eerlik voor hom te wees? Is ons bereid om eerlik voor hom oor ons sonde te wees? Die wat werklik dors na die geregtigheid van God, wat verlossing gee, sal hulle sondige weë bely en laat staan. Die skrif sê, daar is nie verlossing sonder bekering nie. En dit behels die afkeer van sonde. Ons katekisme sê ook, wat is bekering? Is die afsterwe van die ou mens en die opstaan van die nuwe mens. En hierdie vrou was geskok deur die ongelooflike akkurate kennis van wat Jesus oor haar lewe het. En dit kan ek vir u verseker ook oor u en my lewe. Jesus se kennis van u en my is 100% akkuraat. En sy antwoord, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Sien nie die vordering in God se openbaring in hierdie vrou se lewe. In die begin het sy gedink hy's net 'n gewone man, hy's nie soos ons grootvader Jakob nie. En hier kom sy en sy sê maar u's 'n profeet. Ek sien u's 'n profeet. En dat sy met hierdie woorde eintlik 'n belydenis doen van haar lewe en van haar sonde, in die hoop dat sy kan wegdraai daarvan en hierdie lewende water kan ontvang. In vers 20 sê sy, ons voorvaders het God op hierdie berg aanbid. En dit is interessant, in hulle gesprek, Jesus se gesprek met hierdie vrou, is dit asof sy die onderwerp bietjie wil verander. Dit word nou te sensitief. My sonde, my verlede, die goed maak my bietjie ongemaklik.
En dit is ook wat met baie mense gebeur. Dat as die gesprekke bietjie persoonlik raak, dan draai jy dit na godsdienst toe. Want om oor godsdienst te praat is maklik. Om oor die kerk te praat is maklik. En hierdie vrou verdraai die onderwerp na godsdienst toe. Sy sê, Here, ons het op hierdie berg aanbid, ons voorvaders. Waar is die regte plek van aanbidding? Wil eintlik 'n debat daaroor maak, 'n gesprek daaroor voer, bietjie wegneem van 'n eie lewe af. Wat is die regte berg om te aanbid? Gerizim of Jerusalem? Waar is die regte plek? Weerspieël ook die mense neiging om eerder godsdienst te bespreek as 'n ware verhouding met die Here. Dat Jesus daar antwoord, daar kom 'n tyd, wanneer jy die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Dat Jesus vir haar sê en daarop wys, daar's 'n nuwe era van aanbidding wat aanbreek en dat hy voorspel dat hierdie aanbidding nie gekoppel sou wees aan die fisiese tempel nie. Sy woorde het waar geword, want in 70 na Christus is die tempel van Jerusalem verwoes, wat vir eeue verwoes was, en hulle sou nie meer daar aanbid nie, maar die Christelike geloof sou 'n wêreldwye beweging word. Wat Jesus sê, wat is die belangrikste in aanbidding? Is jou hart. Die ware aanbidders sal die Vader in gees en waarheid aanbid. Nie die plek nie, maar die essensie van aanbidding is in gees en waarheid. Dis die mense wat God soek om hom te aanbid. Nie die ruimte nie, nie die plek nie, nie die mooiste en die beste kathedraal nie, maar in gees en in waarheid. Nie die uiterlike ritueel nie, maar van hart en siel. Dis waarom die Bybel in die Ou Testament sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand. 'n Intieme verhouding met die Here. Sommige mense aanbid die Here so 'n emosie, dat dit eintlik chaos is. Dis alwaarop hulle klem lê. En hulle gaan in vleeslike, emosionele, gaan hulle half te buite soms. Sonder waarheid. Jesus sê, jy kan nie 'n gees bid en die waarheid hê. Daarom sê hy, jy moet waarheid hê. Jou aanbidding moet gebou wees op die woord van God, op die Bybel, op die openbaring in Christus Jesus. Jy kan nie sommer net emosie hê binne die kerk nie. Dit moet op waarheid staan. Bou op waarheid. En as jy waarheid het, moet daar ook lewe wees. Dan moet ook gees wees. Dis nie mors dood nie. En dan eindig hierdie gedeelte dat hierdie vrou sê, maar ek weet dat as die Messias kom, hy sal vir ons hierdie dinge leer. Dat sy 'n verwagting gehad het van die Messias. Iets in haar hart het gelewe. Daar was tog hierdie vlammetjie wat gesê het en geweet het, hierdie water, hierdie lewe is nie genoegsaam nie. Ons het iets anders nodig in die diepste van ons binneste. Soos Augustinus die kerkvader ook gesê het, ons is vir God geskape en ons is onrustig totdat ons God gevind het en hy die leemte in ons hart gevul het. Sy het ietsie daarvan gehad in haar. En hoe wonderlik is dit nie as 'n mens mense vind met daardie vlammetjie. En in vers 26 sê Jesus, dit is ek. Ek wat met jou praat. Hierdie finale openbaring, hierdie skille wat van haar oë afval. Hy was eers 'n man, hy was 'n profeet, maar nou sien sy, dis die Messias. Een van die duidelikste openbarings wat die Here in die Nuwe Testament aan iemand gee, dat hy sê, ek is die Messias. Eksplisiet, duidelik, die uitdrukking, ego eimi in Grieks, ek is, die woorde wat gebruik word in Exodus 3 vers 14, waar die Here in sy heiligheid aan Moses verskyn en sê, ek is wat ek is.
ek is God, ek is die Messias. Dat op hierdie moment, hy het dit nie eens met Nikodemus gedoen nie, maar met hierdie vrou, die uitgeworpene, die Samaritaanse vrou, vir haar het hy gesê, dit is ek. Dat Jesus daardeur ook wil sê, dat dit 'n oproep is vir almal, om hom te volg. Almal met 'n opregte hart, dat hierdie woorde weer klink, dat mense uit elke nasie, elke ras, elke agtergrond, wat hom in waarheid en in gees wil aanbid, welkom is by hom. En dit lyk asof daar die geweldige verandering in hierdie vrou se lewe plaasgevind het. Tot ware geloof en ontmoeting met Christus gekom het, en sy het uitgegaan na daardie dorpie toe en aan almal gaan vertel, maar ek het hom gevind. En eintlik is dit, hy het ons gevind, hy het haar gevind. Wat 'n wonderwerk, wat 'n heerlike ontmoeting, wat 'n vervulling van die doel van Jesus se bediening en koms na hierdie wêreld, sy kruisiging en sy opstanding. Ek het gekom om te soek en te red wat verlore is. En dis dan miskien vandag in u hart ook hierdie leemte is. Sê ek drink van hierdie wêreldse dinge. Ek het oorgenoeg van alles. Ek het die beste prestasies in die lewe al bereik. Daar's amper nie nog iets wat ek kan doen nie. Ek het al alles probeer in die lewe, maar steeds is daar die leemte. Ek ervaar, ek drink net van hierdie water waarvan ek weet ek sal weer moet kom drink, want ek sal dors bly. Dat hierdie uitnodiging van Jesus so heerlik en kragtig bly staan tot die einde en tot sy wederkoms. As jy dors het, ek kan vir jou die lewende water gee. En hierdie water sal in jou word 'n fontein van lewende water wat opspring tot in die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir hierdie ontmoeting wat Johannes, die apostel, neergeskryf het met hierdie Samaritaanse vrou. En dat ons ook vanmôre kan hoor, en u dit deur die eeue heen gedoen, en sal dit ook nog doen, en is besig om dit ook te doen, ook vandag in baie wêrelddele, om vir mense te sê, maar kom weg van die gebarste reënbakke wat geen water hou nie, en kom na die fontein van lewe. Kom drink van daardie water wat hou tot in alle ewigheid. En ons bid, Here, dat ons ook van daardie water sal drink, dat ons ook sal leef en sal wees soos die tuin van die Here, wat leef vanuit die goedheid en die oorvloed van God, wat daar is in Christus Jesus. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen.